Goeiemôre. My naam is Carlos en ek gaan jou vanoggend bedien met die woord. En ek hoop jy is gereed vir dit, want ek is verseker gereed. Ek voel die Here praat met ons en dit is vir ons lekker om hier op hierdie verhoog te staan en dan met jou te gesels en ek hoop die Here maak ietsie in jou hart los. Ek wil net eers iets doen wat my pla. Hierdie ding moet bietjie helderder wees. So kom ons sit hom net bietjie helderder. So, nou voel ek beter. Ek hoop dit gaan goed, dit is lekker warm vanoggend. Daar by ons huis uit was dit 'n goeie 4.5 grade gewees. Maar ons kom vroeg hier aan om dit vir jou lekker warm te maak, so ek glo jy gaan nie koud kry vanoggend nie. Ons is besig met hierdie incredible reeks dat ek voel die Here ons 'n bietjie uitdaag rondom oor hoe ons eintlik ons geloof toepas. Ons geloof, ander woord vir dit is maar bietjie ons imagination. Hoe die Here vir ons 'n imagination gegee het om te kan skep. Hy het vir ons die vermoë gegee om ons denke te gebruik om te kan skep. So as jy die afgelope paar dienste gemis het, asseblief gaan op ons YouTube kanaal, gaan kyk daarna. Ek voel die Here is regtig besig om met ons as gemeente te praat en ons 'n bietjie so van half uit die hok uit te haal. Dit is 'n bietjie goed wat ons vashou, goed wat ons bind, goed wat ons terughou, goed wat ons keer om nie regtig te doen waarvoor die Here ons geroep het en natuurlik waarvoor die Here ons hier op aarde gesit het nie. Ons werk so 'n bietjie uit die primêre skrif vir die reeks uit Genesis 1 vers 1 toe. Brandon, kry net my knoppie daar agter asseblief. Genesis 1 op die bord kan jy vanaand saam met my lees. En jy ken dit natuurlik baie goed, Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 dink ek is daar op. Maar ek gaan dit vir jou lees terwyl hulle dalk dit net soek en miskien het ek dit nie opgesit nie. Hy sê in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. So God skep hierdie aarde. God skep, dis wat hy doen. God create. Dis wat ons amazing God doen om te skep. En na hy dit geskep het, kom die woord en sê en dit was heeltemal onbewoonbaar. En dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. En fantasties. As jy nou dink daai pla my, moet jy nou dink hoe pla hierdie my. Klik, klik, klik. Okay, dit was lekker. Miskien gaan dit werk. Nee, dit werk nie. Okay, julle kan klik. Ek praat vandag met jou so 'n bietjie oor gedagtes. Gedagtes. Jou gedagtes. Dis incredible wat 'n gedagte kan doen. Dis scary soms wat 'n gedagte kan doen. Dis amazing om te dink as jy positiewe gedagtes het, wat die positiewe gedagtes in jou lewe losmaak en as jy negatiewe gedagtes het, wat negatiewe gedagtes losmaak. En imagination is maar net eintlik 'n gedagte. Om te sit en te imagine is om 'n gedagte te kry en om met 'n gedagte te werk. En as jy kan dink, vandat jy vanoggend opgestaan het as pa, weet ek het hierdie gedagte gehad, ek het hierdie dogter in my huis en sy werk by Wonderboom, sy is die kinderleier by Wonderboom, en ek het hierdie gedagte gehad, as ek nou opstaan, dan gaan daar nou koffie wees en al daai goed, en dit was die verkeerde gedagte, en ek het so seer gekry, deur hierdie verkeerde gedagte te koester. Wat dit erger gemaak het vir oggend, is dat die gedagte het my verder teleurgestel, toe sy nou éventueel uit die kamer uitkom, toe sy soos, "Haai pappa, kyk die klere, lyk ek reg, awesome, jy lyk reg," loop sy by die deur uit. En my gedagte wat ek gehad het van Vadersdag is toe by die deur saam met haar uit. En toe roep ek haar terug, toe sê ek, net sê, "Happy Father's Day." En toe kom my gedagte tot realiteit na ek al, maar gedagtes, jy verstaan wat ek sê, nee. Was hierdie maatskappy, eintlik hierdie land, hulle noem hom Dubai,
en hulle het hierdie gedagte om die hoogste gebou te bou in die wêreld. Ek weet nie of jy weet, baie dankie, ek wil dit net eers voorberei, dis hoekom ek die knoppie moet beheer hierso. Alright, hy werk nog steeds nie, so nou is hy weg. Maar jy kan dit nou terugsit, want dit is gespoil. Baie dankie. So hulle wil kyk of hulle die hoogste gebou kan bou, 882 meter in die lug in. Ek wil net sê, as jy Kingsman gedoen het ons jou die ander dag hier van die pale afgegooi, hierdie baan wat ons het, die houtebane, is 9 meter in die lug. En dan gaan jy dan ruk jy so. 882 meter in die lug in, 160 vloere, dis hoog. Ek meen die ander geboue daarom was van die hoë geboue gewees, as jy kyk na die geboue daar in Dubai, maar daai gebou is 882 meter in die lug. Dis verskriklik. Wat so amazing is dat mense gesê, dis nie moontlik nie. Iemand het 'n gedagte gehad om hierdie gebou te bou, en mense het vir iemand gesê, it's not doable. Hoor gou, die maatskappy wat hierdie konstruksie geteken het, die argitekte, hoor gou wat sê hulle, dankie. Hulle sê, when you join SOM, you are part of something bigger. Onmiddellik sê hulle, wanneer jy hiernatoe kom, is jy deel van ietsie groters, en dan sê hulle hierdie missiestelling, sê hulle, we are not limited by known solutions. We are not limited by known solutions. Dis hierdie incredible uitkyk wat hierdie ouens het rondom gedagtes. We are not known by limited solutions. As jy die evangelie nader, as jy deel raak van die evangelie, dan wil ek vir jou sê, jy word deel van ietsie groters. En wanneer jy die evangelie join, dan moet jy verstaan, jy word nie gelimit deur known solutions nie. Dis amper asof die kerk op 'n manier, op 'n plek gekom het, waar hulle so vasgevang word deur known solutions. Is wat is moontlik en wat is nie moontlik nie. As ek gedagtes kry, dan dink ek soms, en dis waar hierdie reeks gaan, is gaan oor hierdie gedagte wat jy kry, waar kom hierdie gedagte vandaan, en as die gedagte van God afkom, hoekom is dit dat mense so beperk leef, wanneer God vir jou 'n woord gee, wanneer God vir jou gedagte gee, wanneer jy weet, dat jy weet God praat met jou. Hoekom is dit so beperkend? Ek praat vandag oor gedagtes wat God vir sy kinders gee. Ek praat van idees wat God vir jou gee. Ek praat van God wat vir jou sy woord gegee het. Ek praat van God wat met jou praat. En dit is so asof mense nie altyd meer God se stem hoor nie. En omdat ek God se stem nie hoor nie, dan leef ek baie beperkend. Maar as jy die evangelie, as jy deel raak van God se koninkryk, dan raak jy deel van iets wat soveel groter is, en as jy God se koninkryk, deel raak van sy koninkryk, en jy word deel van wie God is, dan kan jy nie gelimit word tot enigiets nie. En ons leef baie beperkend. En kyk gou na 2 Korintiërs 10, en ek wil vir hierdie stukkie lees, dan gaan ek dit vir jou verduidelik. Hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Met ander woorde, ons leef nie noodwendig, wanneer ons praat van dit wat teen ons is nie noodwendig vleeslik nie. Die Bybel sê, dis nie sintuiglik nie, dis nie noodwendig die mens nie. Hy sê, vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. 'n vesting is iets wat homself kom plaas om iets vas te hou, om iets terug te hou, om iets te beperk. Dis 'n vesting. Die duiwel is mal daaroor om die kinders van God te vestig in 'n beperkte lewe. Hy's mal daaroor. En die Bybel kom en hy sê, luister, ons leef nie volgens 'n gevestigde lewe nie. Jesus het dit heeltemal kom verander toe op aarde loop. Hy sê om vestings neer te werp. Hoe? Kragtig deur God om vestings neer te werp. Dan sê hy, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange te neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,
en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Hy kom hier en hy sê eintlik, luister, ons het nodig om ons gedagtes vas te vang, volgens wat Christus voel dit moet wees. Daar's iets rondom om met jou gedagtewêreld te werk en dit te vang, maar waar dit gevang word, is verskriklik belangrik. Hoe dit vasgevang word, is verskriklik belangrik. Kyk gou na die volgende skrifgedeelte in Spreuke 4:20. Hy sê, my seun, luister. Een van die eerste woorde wat Moses gesê het toe die volk sê, ons soek die reëls, God moet vir ons sê, hoe moet ons leef, toe hulle in die woestyn, toe die volk in die woestyn was, toe sê hy, heel eerst, toe sê hy, Israel, hoor eers, hier kom die 10 gebooie, hoor, en hier kom Spreuke, en hy sê, my seun, luister, hoor wat ek sê, dis mal scary oor hoe min Christene God se stem kan hoor. Dis verskriklik. As jy regtig vanoggend eerlik moet wees en nie dink aan die persoon langs jou nie, dink net vir jouself gou-gou. Hoor jy regtig as God met jou praat? Hoor jy God se stem? Hoor jy die gedagtes? Beleef jy die gedagtes wat die Here plaas? Of is jy maar net nog 'n Christen wat net beperk word en dink, maar God moet deur die rabbi praat, God moet deur Carlos praat, God moet deur spesifieke mense praat met my. Want ek kan nie die stem van die Here hoor. As jy daar is, asseblief, God wil met jou praat. Nie net oor jou sonde nie. Baie mense dink, as God in ons lewens inkom, dan wil hy met jou praat oor jou sondes. Gaan kyk hoe die Bybel werk. Toe Jesus Saggeus afgeroep het uit die boom uit, toe sê Saggeus, kom hier, ek wil saam met jou na jou huis toe gaan. Hy het nie vir hom gesê, hey Saggeus, jy's 'n stoute man, jy moet ophou, klim uit die boom uit, dat ek jou uitsort nie. Hy het gesê, klim van daai boom af, ek kom kuier by jou. God wil met jou kuier, hy wil met jou praat, hy wil vir jou gedagtes gee, maar tog is ons gedagtes lekker vasgevang. En soms kry ons gedagtes en ons het nie 'n idee, is dit God, is ek self, is dit die duiwel nie. Hy sê, my seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie. Bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is lewe. Hulle is lewe. As God praat, as God 'n gedagte gee, dan is dit lewe. Dit bring lewe na vore. God se gees is om die aarde en die aarde is onbewoonbaar en God sê, luister, wanneer ek my woord gee, dan bring dit lewe. Dit is onmoontlik. Ek gee nie om in watse situasie jy is of was nie. Ek gee nie om waar jy is in jou lewe nie. As God met jou praat en jy hoor sy gedagtes, jy hoor sy woorde, dan sal daar lewe uit jou lewe uit voorkom. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, want die aarde was onbewoonbaar. En God sê, wanneer my gedagtes betrokke raak, wanneer my woord betrokke raak, dan sal daar lewe uit dit uitkom. Dis so incredible. Ons hoor hom nie. Hy sê, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Sê, dit bring genesing na jou toe. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. As jy vandag kan sê, die bron van jou gedagte wêreld is jou hart, dan vra ek vir jou vandag, daarvan af waar jy funksioneer, is dit gesond? Kan jy hoor wat God sê? Kan jy hoor hoe die Here met jou praat? Kan jy God se gedagtes hoor in jou hart en weet, ek hoor my Vader in die hemel en hy praat met my en sy woorde bring altyd lewe na vore. Kan jy regtig in jou hart sê, die oorsprong in my hart is lewe? Ek dink daar's 3 goed wat gebeur as God met ons as kinders praat. As hy praat van vasgevang, dan dink ek die eerste ding wat gebeur in 'n ou se lewe is wanneer jou gedagtes vasgevang word. Dan word dit heel eerstens in 'n hok vasgevang en ek het nou nie eintlik 'n idee hoe ek hierdie ding hier gaan vasknyp nie. Daar is niemand hier om my te help nie, maar dis okay, ek sal dit self. Nie my help nie. Marius, ek moes dit deurdink het.
Die gedagte is great, sing my hart, Here. Maar jy sit jou hand daardeur. Dan knyp ek hom, nee, deur hierdie ding, deur daai ding, ja, en dan knyp ek hom, en dan knyp ons hom vas, en dan, sorry, ons is nou by julle. Ek het hom, baie dankie. Dankie, Marius. Ek dink baie keer praat die Here met ons. En dan vat ons dit wat die Here sê na known solutions toe. En dan sê ons, it's not possible. Maar God praat. But it's not possible. Weet jy wat is nie moontlik nie? Ons het 'n papegaai gehad tot laasweek. Onthou julle toe ek met my vliegtuigie gepreek het? Toe maak ek die voordeur oop en die papegaai sit op die hok, 'n grys African grey, sy naam is Max. As hy sê Max, asseblief bring hom vir my terug. Maar toe ek met daai vliegtuigies daar inloop, die voel hy, maar die voeltjie is nou groot, toe vlieg hy by die deur uit. En Max is weg. Maar Max kon nooit vlieg nie. Was nie sy hok die nie, hy het 'n groter hok, net sê. Max kon nie vlieg in die hok nie. Gedagtes kan nie vlieg in 'n hok nie. God se gedagtes, dit wat God sê oor jou lewe, dit wat God praat oor jou lewe, hoe jy kan leef, waartoe jy in staat is, wat God sê wat moontlik is en nie moontlik is nie. Ek gee nie om wat hy vir jou sê nie, as jy dit beperkend maak, as jy sê known solutions is, dit is wat dit is. Hy's vasgevang, jy kan probeer met hierdie gedagte wat jy wil, jy gaan hom nie uitkry nie, want jy's beperkend, want jy vat God se gedagtes en sê, nou moet ek daai gedagte vat, en nou moet dit sin maak. Dit moet moontlik wees. Ek wil net sê, as jy Jesus dophou, as jy God dophou in die Bybel wat vir ons geskryf is, van Genesis af tot in Openbaring, dan sal jy goed lees wat jy sal sê, wanneer God gepraat het, was dit nie beperkend nie, jy kon dit nie in 'n hok sit nie, jy kon nie dit vashou nie, jy kon dit nie beperk nie, want wanneer God 'n gedagte gee, dan salf hy daai gedagte, en daai gedagte sal lewe kry, en 'n hok mag hom nie beperk nie. Jesus kom in 'n dorp en sê, hey, ek het 'n gedagte, ek gaan 'n klomp mense gesond maak. En hy kon nie een iemand gesond maak, jy weet jy hoekom, want hulle het nie geglo nie. Hy sê, ek kom met 'n gedagte, ek kom na hierdie dorpie toe en ek wil mense gesond maak, mense wat siek is. En die mense known solutions, die mense beperkende faktore, die mense ingesteldheid op wat moontlik is en nie moontlik is nie. Daai ingesteldheid van 'n God wat die onmoontlike doen. Daai ingesteldheid was nie daar nie en dit het God beperk. Jou gedagtes wat God vir jou gee, jy beperk dit soms. Ek meen, gaan kyk na Jesus se lewe. Een van die disippels sê vir my, hy Jesus, ons moet belasting betaal. Hy sê, okay, ek sê jou wat, gaan vang 'n vis by die see. Die eerste visie wat jy vang, maak sy bek oop en binne hom sal daar 'n coin wees en gee vir die keiser wat hom toekom. Sê jy right. Gedagte. Jesus plan die gedagte in hierdie disippels se kop, gaan vang die vis, maak sy bek oop en in sy bek gaan daar 'n coin wees. Sê, gaan jy maar hier binne sit. Want ek weet, dit is dis 'n spoeg in die grond, maak modder, smeer dit aan die blinde ou se oë en sê vir my, gaan was dit af. En as daai ou gesê het, wel, dis kan nie waar wees nie. Dit is nog nooit gesien nie. Dit is nog nooit gedoen nie. Dit het nog nooit gebeur nie. Dit het nog nooit, daar is nie 'n bewys. There isn't a known solution. Daar is nie 'n voorbeeld van dat iemand dit al gedoen het nie. Daarom gaan ek dit nie doen nie. Met ander woorde, ek gaan nie eens dit try nie. Because it's a known solution. Jy sien, ons gedagtes wat ons kry van God af, word beperk deur die hoe. It's not doable, dit kan nie gebeur nie. Die ander ding wat ons doen met gedagtes, ons vat hierdie oom, and we will go and calculate God's ideas.
En hy is gelyk aan sê, it's never gonna happen. Ons leef so met God se gedagtes, so met 'n calculator, so. En ja, ek praat nie hier ouens, ek praat nie hier van God wat sê ons moet ons wysheid gebruik en ek gaan dit mooi verduidelik. Ek praat hier wanneer jy weet dat jy weet, God het vir jou hierdie gedagte gegee, God het gesê, want God praat met sy kerk, God praat met sy kinders, en wanneer God vir my sê, dan moet ek weet. Ek moet weet. Dan moet ek nie gaan en sê ek beperk, because never been seen before. Ek moet nie gaan en sê die sommetjie maak nie sin nie. It just doesn't add up. Ek gaan niks meer oor hê nie, of ek gaan niks meer. It just doesn't add up. Wat is doen? As God praat, wat doen ek met dit? Hy sê jy kan jou gedagtes laat vasgevange raak binne in known solutions, goed wat in die verlede gebeur het. Jy kan jou gedagtes laat vasvang in 'n calculator waar jy maak jy goed en jy bedink dit en jy maak jy sommetjie en jy sê it's just not possible. Dit kan net nie gebeur nie. Of jy kan hierdie gedagte vat na sy woord toe waar hy sê vang jou gedagtes vas tot gehoorsaamheid tot Christus. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was nog altyd God gewees. Hy is die lig van die mens se lewe. Die woord van God is Christus. En ek vat hierdie gedagte en ek sê Here, dankie dat U met my gepraat het. Ek vang dit vas in Christus en ek glo dit met my hele hart dat U het gesê. U het gepraat. Ek het nie twyfel nie, ek leef in dit, ek sit my voet op die water, imagine, Jesus loop op die water, imagine dit, en hy sit op die water, en die disciples sien hom aankom, en hulle is bang, hulle is fobies, hulle skree spook, en Jesus lag vir hulle, sê, hey ouens, daar is ek, is Jesus, en hulle sê, what? Hoe awesome is dit? Een malietjie sê, Jesus, kan ek ook op die water loop? Petrus, hy kry 'n gedagte, Jesus plaas die gedagte in sy kop en sê vir hom, jy kan op die water loop, kom na my toe. En toe sy voet op die water sit, toe versuip hy, toe val hy, toe lag Jesus vir hom sê, psych your mind. Dis nie God nie, God staan op sy woord, dit is in sy woord ingesit, en jy weet, my gedagtes, Here, ek het hierdie gedagte, dankie dat ek dit in die woord kan plaas, dankie dat ek weet, Here, U het gesê, ek is tot alles in staat deur U wat my krag gee, dankie dat ek weet, U loop my vooruit, dankie dat ek weet, U is my voorsiener, nie net my besigheid nie net my salaris nie, U is my voorsiener, maak nie saak wat nie, U is die een wat vir my voorsien, en wanneer ek 'n gedagte het waar God vir my sê, saai, gaan doen dit, doen daai, dan weet ek, is God wat met my praat, en ek gaan nie toelaat dat known solutions my gedagte vasvang nie. Ek gaan nie dit calculate nie, want dan gaan ek vir myself sê, ja, dit maak nie sin nie. Ek gaan op God se woord staan en sê, Here, U het gesê. Weet julle wat? Ek sien dat mense hoor nie meer God nie, want daar's geen risiko's meer nie. Ons leef in 'n wêreld waar risiko is koning. Ek weet nie, ek besef risiko is 'n realiteit, as God nie gepraat het nie. Maar, ons leef veilig, ons leef in 'n gemaksone, ons leef soms, soos God praat en sê, luister, loop oor na daai persoon toe en gaan sê vir hom, die Here sê het jy ons saglik lief, jy hoef nie jou eie lewe te neem nie, en jy beleef hierdie gedagte, en jy sê, maar, wat gaan hy dink, sê niks verkeerd, hy is gemaklik op die stoel. As God praat, dan vat ek hierdie gedagte, en ek sit dit in sy woord, en ek sê, Here, dankie, dat dit vasgevang kan word in die woord, dat ek weet, U het gepraat. Ek dink ek as Carlos gaan eendag lag as ek voor die Here staan en die Here wys my die video. Hy sê dis hoe dit moes wees en dis hoe jy geleef het. Dis is, oeps.
Nie dat dit iets met my saligheid te doen het nie, maar iets met my impak van my lewe, iets met my gehoorsaamheid te doen en wat ek het. God praat nog met ons, julle. Hoor gou wat sê Jesaja 55 vers 6. Hy sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Die gedagte wat God gee, so sal dit wees. Die woord, die gedagte uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. As ek God hoor, dan sê hy sê in sy woord, dit sal voorspoedig wees, dit sal nie leeg terugkeer nie. Met ander woorde, die woord het na my toe gekom uit God se mond uit. Dis 'n gedagte wat hy geplaas het. Sy Heilige Gees bemagtig dit. Hy salf dit. Ek wil vir jou sê vandag, mense, ons het nodig om te verstaan, as God praat, as hy spreek, dan salf hy dit wat hy spreek. Hy salf sy woord. Die woord salwing is sy Heilige Gees wat daai woord die vermoë gee om te doen wat hy gesê het, hy sal doen. Dis wat dit beteken as God sy woord salf. Hy sê, my gedagtes sal nie leeg terugkeer nie. Dit sal nie gebeur nie. Dit sal voorspoedig wees. Ons het baie plannetjies in hierdie lewe. Baie. En dit is great. Maar dit sal altyd beperkend wees. Daar's iets rondom kinders van God wat die Here sê, as jy by my betrokke raak, you will be part of a bigger thing. Jy sal deel wees van ietsie groters. Wat beteken dit, Here? Jy sal nie geken word aan known solutions nie. Jy sal geken word as iemand wat op die water loop. Jy sal geken word dat iemand wat God se woord hoor en dit gaan doen. En dit sal nie leeg terugkeer nie. Hoekom? Want jy kan Pappa hoor praat. Jy kan God se stem hoor praat. Jy kan hoor en jy weet dis God wat met jou gepraat het. So 'n incredible gedagte. Om te weet dat die Here gee vir ons gedagtes en dit sal nie leeg terugkeer nie, en hy salf sy woord. En salf beteken hy bemagtig daai woord om te doen wat hy moet gaan doen. Ek wil afsluit voordat ons in 'n praktiese ding ingaan. Jesaja 55:11 asseblief. Ekskuus, Spreuke die 1 en nou, dankie. Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Moenie hier gaan nie, as God praat nie. Don't be here. Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Sal jou paaie gelyk maak. Ek wonder hoeveel keer het die Here al met my gepraat en dan gaan ek staan en sit om in 'n hok. Ek wonder hoeveel keer het die Here al met my gepraat, dan gaan calculate ek. Maak nie rarig sin nie. Stupid idee. Maar hoeveel keer het die Here met my gepraat, dan weet ek, Here, dis U wat met my praat. And I see the evidence in my life. Ek wil jou uitdaag vandag. Hoor die stem van die Here. Spandeer tyd met God, sodat hy sy gedagtes in my kan sit, sodat my gedagtes sy gedagtes kan wees. En sy woord my woord kan wees. En ek weet, dit bring lewe waar ook al ek gaan. Mag jy vandag net opnuut 'n switch maak in jou kop om te sê, Here, dis vir my belangrik dat ek U stem kan hoor. Ons het so 'n hele lang ruk terug, het ek en Simon 'n huwelikskursus geskryf in die naam van Ek en my bestie. En in een van hierdie Ek en my bestie aande, dan moet die man vir sy vrou 'n brief skryf. En die vrou moet vir die man 'n brief skryf oor, wat sê God oor my man, en wat sê God
oor my vrou. Met ander woorde, dis nie huidiglike realiteit nie, dis goddelike realiteit. En ek het gewonder, hierdie Vadersdag moet anders wees. Ek wil jou vra om God se stem te hoor. Jy wat hier sit as 'n kind en dieselfde word vir Fusion gevra en hulle gaan nou inkom hiernatoe, na die pappas toe. Miskien is die pa alleen vandag hierso en ons is jammer oor dit. Miskien is jou kinders oor see. Maar miskien wil jy dit doen en vir hulle sê, wil jy nie by God hoor, wat sê hy van my nie? En miskien is hier so mense wat vandag hier so sit en ons wil jou vra, hier is 'n kaartjie wat gou gaan uitgedeel word en hier is 'n badge. Papa skry 'n badge vandag by ons. Hierdie badge sê ek in my huis en is so ou wat 'n skild vashou met die 4 pile wat so afgeskiet word op hom en beskerm hy sy kinders. Maar ons wil jou vra, wil jy nie 'n goddelike woord, gedagte vir jou pa skryf om te sê, ek weet, miskien sien ek dit nie, maar ek weet dit is daar, en miskien is dit daar, en ek bevestig dit vanoggend oor my pa, waar ek dit neerskryf en sê, Here, hierdie is wat ek oor u, oor my pa sien, en ons wil daai oomblik vir jou gee, terwyl die band gaan vorentoe kom, en ons gaan dit so fasiliteer, om 'n goddelike gedagte neer te skryf vir jou pa, nie net, jy is die beste pa nie, jy's 'n oulike pa nie, jy's 'n goeie pa nie, moenie wolkies nie, ons sê, wat sê die Here vandag vir jou pa, en oor jou pa, en ons wil 'n oomblik van dit vat, en dan gaan ons saam bid vir ons pappa, so as jy 'n pa is, wil jy nie net vinnig opstaan, net daar waar jy is nie. Ewen as jy 'n geestelike pa is, jy dalk nie fisiese kinders gehad nie, maar jy het geestelike kinders gehad, is jy ook welkom om net op te staan, en ons gaan gou-gou vir jou uitdeel, en ons gaan ook daai blaadjie, miskien is net die mamma hier, en die mamma kan ook skryf vir pappa, jy is baie welkom, is nie net die kinders nie. Daar is 4, kan jy net gehelp, Marius, waar is die ander, want ek sien hierdie, ek dink iemand moet iets speel hierso, speel iets, draak nou 'n bietjie, ja, sê, dankie, Danny. Net voordat jy gaan sit en jy het jou geskenkie gekry, wil ons vir jou gebed doen en dan wil ons vir jou vra, bly so sit, ons wil aan die einde van die diens net vir almal saam bid oor dit wat ek oor gepraat het, van God se gedagtes oor jou lewe. Ons is nou by julle, wees net geduldig asseblief. Ek wil gou vir elke pa sê, net om vinnig vir my te luister, daar sal 'n dag kom in jou lewe waar jy voel jy is nie goed genoeg nie. Daar sal gedagtes kom in jou pla en vir jou sê, jy is nie 'n goeie pa soms nie. Maar dit is nie God se realiteit oor jou lewe nie. Dit is nooit te laat om God se gedagtes jou gedagte te maak nie. En dit wat die Here ons gemaak het, ons mee gesalf het. God het die man gesalf om die onmoontlike te doen, om te voorsien, om te beskerm. God het jou gesalf om dit te doen. En elke gedagte wat teen dit wil kom, wil ek vanoggend bid, dat dit sal gekanselleer word deur God se woord oor jou lewe, wie jy werklik is.
So ek bid vanoggend vir jou en ek bid dat jy God se gedagtes oor jou lewe sal kry. Dat jy die vaderskap nie in 'n hok sal sit nie, dat jou vaderskap nie sal calculate nie, maar dat jy jou rol as pa sal meet volgens die gedagtes van wat God oor jou lewe sê en oor niks anders nie. So ek gaan vir jou bid, wil jy nie net vinnig miskien daai badge net so vashou hier op jou bors. En ek wil vinnig vir jou bid as pa en dan wil ek hê ons moet dit skryf en dan kan mamma en kinders dalk vir pappa bid. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons voor U kan staan, Here. U is die God wat die regte gedagtes oor ons lewens het. En Here, ek bid Vader waar paas dalk leuns glo oor hulle lewens, paas wat dalk voel hulle is nie goed genoeg nie en paas wat dalk na hulle lewe kyk en sê maar ek weet nie hoe nie. Dat hulle sal besef God het hulle gemaak. God het vir hulle kinders gegee met die wete dat die man, die pappa die vermoë het om die ware pappa te wees hier op aarde. Ons kom nou en ons kanselleer elke negatiewe gedagte, Here, wat nie van U af is nie, kom bind ons in die naam van Jesus. En ons spreek U woord uit oor elke liewe pa vanoggend, dat hulle sal besef dat hy wat in hulle is die een wat die regte gedagtes gee en daai gedagtes is groter as dit wat in hierdie lewe is. Ons dankie daarvoor, Vader, vir pappas wat U op aarde neergesit het, wat verstaan wie hulle is in U. Ons loof U, dankie dat hulle die onmoontlike doen, dankie dat hulle sorg, dankie dat hulle beskerm. Ons loof U daarvoor. Mag U nou deur kinders, mag jy deur mamma praat, mag jy deur die kinders praat. En elke woord wat hulle hoor vanoggend, Here, dat hulle sal verstaan, dit kom uit U mond uit, Here. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. En amen. Ons gaan 2 liedjies sing en ons wil jou vra, wil jy gou skryf? Skryf gou daai goddelike validation neer. En dan kan jy dit vir hulle lees en dan sluit ons die diens af na die 2 liedjies. Maar bedien mekaar 'n bietjie. Dankie.